Vriende, gaan vra dat die manspersone vir ons sal staan, dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om U te aanbid, as die een wat nie net lewe in U self het nie, maar lewe gee, en lewe onderhou, en vir ons kroon met die seën van U, kosbare seëninge in Christus Jesus, onse Here, en dat U vir ons deur die waarheid van U woord oproep tot 'n getroue, heilige lewenswandel, waar ons die pad saam met U stap dag vir dag. Here, ons bely dat ons sonder U niks kan doen nie. Ons bely, Here, dat ons elke oomblik van elke dag U krag en genade nodig het, om vir ons te dra deur elke uitdaging, deur elke versoeking, elke beproewing, sodat ons in U naam meer as oorwinnaars kan wees. Dierbare Here, ons het alweer by 'n Kersgeleentheid gekom, en ons wil U aanbid dat U vir ons deur nog 'n jaar gedra het. As ek dink aan wat die doemprofete gesê het, 23 jaar terug, en waar hulle voorspel het dat die aarde sal vergaan, en dat alles tot niets sal gaan, het U nog 23 jaar van genade geskenk aan die mensdom. En Here, U bly ons oproep tot 'n lewe van heiligheid, en tot 'n lewe van toewyding aan U. En daarom is die gebed van my hart, dat hierdie geleentheid van vanmôre nie by ons verby sal gaan nie. Dat dit nie nog net 'n Kersfees sal wees, waar ons 'n diens kom bywoon, en ons verantwoordelikheid kom afhandel, en aangaan met ons lewe nie, maar dat hierdie 'n rooi letter dag, in menigte se lewens sal wees, vir hulle wat U nog nie ken nie, dat hulle by die kruis sal uitkom, dat hulle sal uitroep om redding, om genade, om vergifnis, om verlossing, en vir hulle wat U ken, dat hulle opnuut weer sal toewy aan U, want Here, U is bewonderingswaardig, U is aanbiddingswaardig, U is die een wat is, wat was en wat sal kom. Baie dankie vir die wyse waarop U vir ons gedra het, deur nog 'n jaar. Here, U het vir ons 'n pragtige klomp mense gegee, saam met wie ons kan aanbid. Daar is soveel mense wat inskakel en inluister, mensies wat by mekaar kom by huise, en ons aanbid U, Here, ook vir hierdie manier waarop ons die evangelie kan uitdra. Baie dankie dat U vir ons finansiëel in hierdie jaar gesorg het, en dat U kinders opgewek het om te gee vir U saak. Ons aanbid en ons loof en ons prys U naam. En ons wil vra, Here, dat U vir ons sal gebruik in U diens, tot U eer, tot verheerliking van U naam, tot uitbreiding van U koninkryk, sodat ons ook eendag voor U kan staan, en die mooi so uit U mond sal hoor, en die loon wat U vir ons gee aan U voete kan neerlê, as 'n dankoffer vir die groot werk wat U aan die kruis vir ons gedoen het. Dankie dat ons weet, Here, dat ons redding absoluut van U afkom. Dit is U wat in ons harte kom werk het, dit is U wat oortuigingswerk kom doen het, dit is U wat U seun gestuur het, dit is U wat deur die kosbare Heilige Gees geestelike lewe in ons harte gebring het, dit is U wat ons in stand hou. Daarom kan ons vanmôre sê, al die lof en al die eer kom U toe, want U is waardig, so lofwaardig, halleluja, prys U wonderlike naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en het word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook vanmôre hier by ons. Amen. Vriende, vanmôre gaan ons by die hoogtepunt kom van ons erediens, en dit is die verkondiging van die woord van die Here. Baie keer dink mense, maar hoorie, dis nou die langste deel van die erediens wat voorlê, kan ons nie maar eerder 'n sangdiens hou vanmôre nie, of miskien bietjie meer saam sing nie, maar as 'n mens gaan kyk na wat die Here vir ons van die Ou Testament leer, dwars deur die Nuwe Testament, tot vandag toe, is dat die prediking van sy woord, die enkel belangrikste ding is, waardeur die Here dan ook in die eerste plek harte oortuig, siele red, en sy kinders heilig in die waarheid van die woord. Jy sal onthou Esra, daar in die Ou Testament, het op 'n platform gaan staan, hy het die woord geopen, hy het uit die woord gelees, hy het die woord vir hulle verduidelik, en die Bybel sê die volk was in aanbidding voor die Here. Die apostel Paulus het dit gedoen, die apostel Petrus, en tot vandag toe is ons getrou om die waarheid van die woord aan U te bedien. Vanmôre gaan ek met U praat oor die gedagte, gebore in die skadu van die kruis. Gebore in die skadu van die kruis. Nou, dis 'n boodskap wat nou die afgelope paar dae so in my hart lewend geword het. Ek het bietjie daarin gedink, ek het al so baie Kersboodskappe in my lewe gehou, dink al oor die 20 van hulle, en dikwels vra jy vir jouself, nou wat gaan ek hierdie keer preek, en het ek hierdie boodskap hierdie week voorberei met die gebed van my hart, dat die Here vir ons sal seën, en glo dit of nie,
net 2 punte vanmôre. Net 2 punte. Uur vir die een, 'n uur vir die ander ene. So, u is nêrens haastig op pad nie, Kersies is eers môre, u hoef nie geskenke oop te maak nie, u doen dit eers môre, so ek spaar u van al daardie ellende vandag, en u kan vanmôre net rustig sit, en dan kan u luister na God se woord. Kom ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee, om hierdie saak te verstaan. Matteus 1, vers 18 tot 25. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Nou vriende, ons belangrik om te onthou dat hierdie 'n wonder van God was. God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, daar is niks vir hom onmoontlik nie. Op 'n stadium vra die apostels vir die Here, Here, wie kan dan gered word? En die Here antwoord, wat by mense onmoontlik is by God moontlik. En ons het nodig om sommige tye te glo wat die woord vir ons sê. Want daar is sekere dinge, ons moet eintlik altyd glo, maar sommige tye is daar dinge soos hierdie wat na ons kant toe kom en ons dink by onsself, hoe is dit moontlik? En dan is die antwoord, dis moontlik omdat God dit vir ons gesê het. Vers 19 sê, en Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Kan ek ietsie sê nog hieroor? Ek wil nie oor elke vers spreek nie, maar dink net aan hierdie man Josef. Hy was nie 'n man wat sy aanstaande vrou se swakhede uitgeblaker het, en vir almal vertel het wie sy vrou eintlik is nie. Doodstil. Hy het soveel respek en liefde vir hierdie vrou gehad, dat hy bereid was om in die geheim van haar weg te beweeg. Hy het miskien gereken, daar is iemand anderste in haar lewe. Maar nou kom God in sy genade, vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, hy het nog nie in 'n woord uitgespreek nie, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En nou ek sê jy miskien vir my, ja, het nou vanmôre gesê, ons moet nou nie drome en gesigte sien nie, en kyk daar. Josef het 'n droom gehad. Vriende, Josef het nie die Bybel gehad nie. Hierdie was 'n besondere gebeurtenis in die geskiedenis, wat nooit weer herhaal sal word nie. Dit is so maklik en eenvoudig soos dit. Ons het vandag God se volle openbaring, die 66 kanonieke boeke, daarom soek ons nie drome, ons soek nie ervarings, ons soek nie stemme nie, ons lees wat God in sy woord vir ons gesê het. En hierdie dae, die Here so gepraat met hulle, en dit was nie elke nou en dan nie, dit was by besondere geleenthede, om ook sy besondere plan en doel geskied. Vers 21 sê, en sy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die magd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons, verwysende na Jesaja 7 vers 14, Jesaja 9 vers 5. Vers 24, en toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Dit sê nogal baie van Josef se karakter, né? Nogal baie van Josef se karakter. Ons gaan dit hierdie paar verse saam lees, en ons gaan vanmôre met u praat uit vers 21, en sy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Ons tema vanmôre dan, gebore in die skadu van die kruis. Jesus Christus, gebore in die skaduwee van die kruis. Nou vriende, ek het in hierdie week weer die verhaal gelees van 'n Avianca straler of 'n jet, soos die jong manne van praat. Van Spanje wat so klompie jare gelede teen 'n berg vasgevlieg en honderde mense se lewens geëis het. Ek weet nie of u al die verhaal gelees het nie, so klompie jare terug het dit gebeur. Hierdie straler het opgestyg met die klomp passasiers daarin, teen 'n berg vas en honderde mense is dood. Na die ramp was daar ondersoek gedoen en die klein swart boksie of die black box is gekry. En op daardie black box is daar al die opnames en al die gesprekke wat voor hierdie ongeluk plaasgevind het of wat in die kajuit plaasgevind het, is dan aangehoor.
En die inligting, vriende, daarop was vir hierdie ondersoekbeamptes absoluut verstommend. Hulle kon nie glo wat hulle gehoor het nie. Nou, daar word vertel, nadat die vliegtuig opgestyg het, was hierdie vlieëniers op koers na hulle bestemming gewees. Die weer was nie baie goed gewees nie, die sig was baie beperk weens die mis. En op 'n stadium het die outomatiese vlieënier, of soos die Engelsman sê, en die kinders praat van die automatic pilot, 'n waarskuwing in die kajuit uitgestuur. En die waarskuwing was, pick up, pick up, pick up, aanhoudend hierdie woorde wat deurgekom het. Die vlieënier se woorde was skokkend, wat dan later op hierdie swart klein boksie gekry is, waar hulle al hierdie gesprekke gehoor het. Want u sien, nadat hierdie outomatiese vlieënier vir hom gesê het, pick up, pick up, pick up, was sy woorde gewees, shut up gringo, en het hierdie outomatiese vlieënier of hierdie rekenaartjie afgesit, en die res is geskiedenis. Hierdie vliegtuig is vast teen hierdie berg, en almal is onmiddellik dood. En dit was aangrypend toe ek hierdie verhaal weer lees, om te dink daaraan, dat hierdie man die waarskuwing gehoor het, die boodskap gehoor het, hy kon nie regtig sien waarheen hy vlieg nie, en nog steeds was hy nie bereid gewees om te luister nie, en die uiteinde daarvan was sy dood, die medevlieënier se dood, en al die passasiers wat in die vliegtuig was. Miskien sit jy vanmôre daar en vra vir my, nou waarom vertel jy vir ons hierdie verhaal van 'n Avianca straler wat in 'n berg vas is, en dat 'n Spanjaard hierdie vliegtuig gevlieg het? Wil jy vir ons sê Spanjaarde kan nie 'n vliegtuig vlieg nie? Dis nie die gedagte nie, ek hoop nie jy die afleiding gemaak nie. Maar jy sien die rede waarom ek vir u hierdie verhaal vertel, want dit pas so mooi in by die boodskap van Kersfees. En nou kan jy miskien begin wonder, en die grysstof daar binnekant begin seker nou oor tyd werk, en wonder hoe bring ek hierdie twee goed by mekaar? Vriende, en die antwoord is eintlik baie eenvoudig. U sien, jaar na jaar word Kersfees wêreldwyd gevier. Gered en ongered sing Kersliedere. Hulle koop geskenke. Hulle gaan selfs na opvoerings, blyspelle en kerke soos vandag. En hulle vier hierdie dag. En jaar na jaar hoor hulle die boodskap van die geboorte van die Here Jesus. Hulle hoor die liedere wat speel in die winkelsentrums. Hulle hoor van hierdie besondere geboorte in die stal van Bethlehem. Hulle hoor dat hierdie een wat gebore is uniek was, want hy was God wat mens kom word het, en hulle verstaan nie altyd nie, en hulle hoor dat hy uniek was, hy was sondeloos, hy was wonderbaar, hy was heilig, hy het wonders gedoen, tekens gedoen, hy het barmhartigheid bewys aan mense. Hulle hoor dat hy redder is, dat hy gekom het om vir sondaars te sterf. Hy sou die een wees wat as die onskuldige sy lewe aan die kruis gegee het. En vriende, die meeste se reaksie hierop is, shut up gringo. Bly stil, ons wil nie hoor wat jou opinie oor Kersfees is nie. Ek wil my lewe leef soos ek wil, en ek wil doen wat ek wil, en die meeste reken hulle is veilig in hierdie kajuit van hulle denke en gedagtes, en hulle sien nie die berg wat voor hulle is, en die gevaar wat op pad is, dat as hulle in hierdie berg vasvlieg, as hulle dood in hierdie dag kom, of in hierdie week kom, sal hulle vir ewig verlore wees, en die kind in die stal in Bethlehem, wat die God is wat mens kom word het, sal hulle oordeel en vir hulle sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Dis die boodskap van vanmôre, dis waaroor ek met u moet praat, want u sien vriende, ons beleef 'n tyd waar mense sê, I will do it my way. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met twee manne, ons het om 'n tafel gesit, en ek het begin die evangelie met hulle deel. En dit het redelik intens geraak, want hulle het glad nie 'n gedagte oor die Here nie. Hulle wil hulle lewe geniet, hulle het alles wat die mens aan kan dink. En op 'n stadium was hulle antwoord vir my gewees, dit kom daarop neer, dit is jou oortuiging, dis jou opinie, ons elkeen sal maar op ons eie manier die dinge uitsorteer. En die ene vertel my van ervaring wat hy gehad het met God. 6 bure op die strand, en God het naby hom gekom. As jy 6 bure ver is, dan sal enige iets naby jou kom. Jy kan die naam gee wat jy wil. Dis die probleem van ons tyd.
die berig kom, pick up, luister, die seun wat gebore is in die stal in Bethlehem, is God wat mens kom word het, omdat ek en jy in gevaar is. En jy sit vanmôre hier en jy vra vir jouself die vraag af, Gerard, wat se gevaar is ek in? Hier sit ek in hierdie kerkgebou of in hierdie plek van aanbidding, wat se gevaar is ek in? En ek is bly jy het my gevra, want ek gaan vanmôre vir jou verduidelik. En dan hoop ek en dat jy verstaan en saam met my hart verstaan, dat hierdie kind wat gebore is in die stal in Bethlehem, is gebore in die skadu van die kruis. Want sy geboorte kan nie losgemaak word van sy sterwe nie. Want ons is in lewensgevaar, en hy moes sy lewe kom gee, en hy het van die grondlegging van die wêreld bepaal om sy lewe te gee, nog voor dit, sodat sondaars gered kan word. Jy kan miskien my vra nou, hoe kom ek by hierdie afleiding uit, dat Jesus gebore is in die skaduwee van die kruis? Die 2 punte wat ek vir u gesê het, wat ek met u gaan hanteer. Die eerste ene, dis 2 gedeeltes in die Bybel, waar Jesus se geboorte aangekondig word, en waar hierdie saak baie duidelik na vore kom. Die eerste gedagte, vriende, vind ons hier in ons voorgelese gedeelte. Jesus is gebore om sy volk van hulle sondes te verlos. Jesus se geboorte sou nie sy volk van hulle sondes verlos nie, jy moet dit hoor. Sy geboorte alleen, sonder die kruis, sou nie een siel vrygekoop het van sonde nie. Daarom sê die Bybel, sy geboorte kan nie losgemaak word van sy sterwe nie. Hy is gebore, 'n seun is gebore, sy naam is Jesus, hy sal sy volk van hulle sonde verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Nou vriende, ek kan nie vanmôre met u praat oor alles nie, daar is meer as 300 profesieë wat handel oor die geboorte en oor die sterwe van die Here Jesus. So ek gaan nie vanmôre te veel daaroor praat nie, ek gaan probeer om hierdie vers vir u te ontleed, en dan die volgende vers, en as ons klaar, en dan gaan u voor hierdie keuse te staan kom. Gaan ek sê, shut up gringo, of gaan ek buig en sê, ek luister, ek het God gehoor, deur sy woord, en ek gaan reageer daarop. Die eerste gedagte, vriende, dan, Jesus is gebore om sy volk van hulle sonde te verlos. Die Bybel sê en sê, dit is Maria, ek het verlede jaar gepraat oor wie Maria was, en die lofsang van Maria, so ek gaan nie vanmôre te veel stil staan by haar nie. Die Bybel sê, sy was 'n maagd, een van die nuwe vertalings sê, sy was 'n jong meisie, sy was nie 'n jong meisie nie, sy was 'n jong meisie en 'n maagd. Belangrik, dat die 2 by mekaar kom. Hierdie maagd, sê die Bybel, was uit die Heilige Gees swanger bevind, en die Bybel sê, sy het 'n seun gebaar. En nou mag u miskien vir my sê, maar, hoekom wil jy nou klem lê daarop, ons kan mos lees wat daar staan? Ek weet u kan goed lees, maar daar's baie ander wat u goed kan lees. Daar's baie ander wat praat van die moedergod. En Jesus was een of ander transvertiet, of hy was 'n vrou gewees. Ons kan nie die woordjie seun net vertaal as dat hy 'n fisiese man was nie. En u kan miskien my vra, nou waar kom ek daaraan? Nou, wie van u het al die boek, die trefferboek The Shack gelees? Fantastiese geestelike leesstof. Ek wil vir u sê, grootste gemors wat seker geskryf is. En tog het baie Christene dit gelees. Ek onthou een van my ervarings met 'n persoon wat op 'n kerkraad gedien het. Eerste keer het hy my ontmoet en ek hom ontmoet, sê hy vir my, ek het die Shack gelees. Wat 'n wonderlike boek. Ek kyk hom so, ek sê, dis 'n klomp gemors. Hy was nie baie beïndruk nie, ek was nie baie beïndruk nie, en later het ons groot vriende geword. Die hele gedagte is, vriende, The Shack het meer as 20 miljoen kopieë verkoop. 'n Film is daaroor gemaak en deur kerke gepropageer as van die mees relevantste tipe van boeke of films wat nog ooit gemaak is. 'n skitterende boek wat praat van 'n man wat deur 'n geweldige traumatiese ervaring gaan. Toe word hy opgeroep om na hierdie Shack te gaan en daar ontmoet hy vir God. Kom ek sê gou vir jou wie die God in hierdie boek was, wat deur Christenkerke gepromoveer was, wat deur Christene aanbeveel is, wat deur duisende gelees is, 20 miljoen kopieë verkoop. By hierdie Shack ontmoet hierdie man God die Vader, wat 'n swart vrou is, en haar naam is Papa.
As jy ma is en jou kind sê vir jou papa, help hom reg, dat hy net kan verstaan as 'n verskil tussen papa en mamma. Tweede plek, God die Seun was 'n Midde-Oosterse man, en die Heilige Gees was 'n jong Japaneese meisie met die naam van Saryu. Dit was die drie eenheid wat in hierdie boek uitgebeeld word. U sien, wat ek vanmôre vir u probeer sê is, daar's 'n weg wat vir mense reg lyk. Daar is te veel mense soos die twee manne wat die week met my gepraat het, wat vir my gesê het, ons sal op ons eie manier regkom. Moenie oor ons bekommerd wees nie. Luister, jou manier is nie God se manier nie. Ons kan nie vanmôre op ons eie manier probeer om by ons bestemming uit te kom nie. As ek en jy sterwe en ons het verkeerde God geglo, ons het verkeerde waarheid geglo, sal ons God se hel beerwe. Verstaan u die erns van Kersfees 2023? Dis belangrik om te sien, vriende, dat as ons die Bybel lees, die openbaring van God aan die mens sien, dat ons kan sien dat God is gees en ons moet hom aanbid in gees en in waarheid, Johannes 4:24. God het homself bekend gemaak as 'n manlike persoon. Alhoewel hy gees is, het hy homself bekend gemaak in die manlike vorm. Bybel sê vir ons, Jesus was 'n man. Hy was besny op die 8ste dag, volgens die wet wat die Here vir die volk Israel gegee het. Jesus bid, en hy leer sy disippels bid, en hy sê, onse moeder wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, onthou u dit? Nee, onse Vader wat in die hemel is. Daarom sê ek vir u kan miskien lees, maar die meeste sukkel met basiese woorde, die uitspraak en verstaan daarvan. Jesus leer ons dat hy bid tot onse Vader wat in die hemel is. En dan nog een gedagte, Johannes 11 vers 30 sê Jesus, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Daarom, hierdie maagd het 'n seun gebaar. Ok, so ons het deel 1 afgehandel. Is u oortuig daarvan? Dis nie 'n dogter nie, was nie 'n moeder nie, God is nie 'n moeder nie, en glo my of nie, ons bly nie op moeder aarde nie. U weet dit seker. Dis nou wat die New Agers ons leer, ons bly op moeder aarde en sy baar heeltyd nuwe berge, nuwe strome. Nee. Ons bly op God se aarde en hy het dit geskape. Sy het 'n seun gebaar en hierdie seun se naam is Jesus. Nie Mohammed nie, nie Boeddha nie, nie Gandhi nie. Sy naam is Jesus. Nou ek gaan nie vir u die detail verklaring van die naam gee nie, u kan maar gaan navors daaroor, maar het gaan oor Yahweh saves, of the Lord is salvation. So Jesus, wat gebore was in hierdie stal in Bethlehem, sy naam was Jehovaret, of die Here ons verlosser. Hierdie seun, wat gebore is in die stal, sy naam is Jesus Christus. Hierdie man van Nazareth, hy is die Here ons verlosser. Nou sê die Bybel vir ons, dat hy sy volk van hulle sondes sal bevry. Wie was sy volk? Ons as Israeliete, nee. Nee, as julle ouens het al mooi geleer, hoor. Nee. Israel of die Jode, daar is 'n geweldige debat, en as u nou met ouens van die Israel visie praat, of British Roots, of wat ook al, of Israel Roots sê eerder so, of British Israel, is allemaal ouens wat sterk oorleen na die gedagte dat ons blanke mense is Israel. Hulle sê die Jode is 'n vervloekte volk, is nie waar nie, gaan lees Petrus se boodskap aan die volk in Handelinge 2, en hy gebruik die woord Israeliet en Jood heeltyd in dieselfde asem vir dieselfde gehoor, want is een in dieselfde groep mense, Israel of die Jode. Noem dit soos u wil. Dis een in dieselfde volk. Moenie dat mense u anders wil leer nie, vriende, die Bybel verklaar, hulle is een volk. Die vraag is, waar kom hulle vandaan? In Genesis 15 lees ons dat die Here vir Abraham geroep het uit Ur van die Galdeërs. Hy was 'n afgodedienaar saam met sy vader Tera. Dit sou ook die begin en geboorte van die volk Israel wees. God sluit 'n verbond met hierdie man Abraham. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat uit Abraham, wie is uit Abraham gebore? Ek wil 'n bietjie kyk of julle Bybelstudie doen.
Uit Abraham is gebore Isak, uit Isak Jakob, uit Jakob die 12 seuns, wat die 12 stamme van Israel sal verteenwoordig. Nou vriende, deur hierdie volk sou die Here sy woord gee by die berg Sinaï, en uit sy volk, en in besonderheid die stam van Juda, sou Jesus die saligmaker gebore word. En nou is die vraag wat ons vir onsself moet beantwoord, is waarvan sou Jesus hulle kom red? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, en u het saam met my gelees, hier uit Matteus 1:21, sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal red. Nou vriende, wat is sonde? Sonde is die oortreding van God se wet. Dit is rebellie teenoor God. Dit is om teen God te oortree. God kies Abraham. Abraham is die vader van die gelowiges van hierdie volk Israel, en die Bybel sê, uit Israel sal al die geslagte van die nasies geseën word. So met ander woorde, vriende, Jesus sou kom om Israel van hulle sonde te red. Hulle rebellie teenoor God, en as u al die Ou Testament gelees het, hulle was 'n klomp rebelle. En ek en jy ook. Dink net aan die afgelope week wat verby is. Hoeveel maal was jy opstandig in jou omstandighede, teenoor jou man, teenoor jou vrou, teenoor mense, en miskien selfs teenoor God. Omdat dinge nie gegaan het soos jy graag wil hê dit moet gaan nie. So Jesus sou kom om hulle van sonde te red. Nou vriende, soos Israel, so is ons ook sondaars. Mense wat teen God rebelleer en oortree. Ons sonde maak ons nie sondaars nie, ons word sondaars gebore, daarom sondig ons. Van geboorte af is daar 'n indirente rebellie teenoor die waarheid van God se woord, teenoor sy wet, teenoor gesag, en as u my nie glo nie, gaan ek vir 'n paar verse lees. En dan gaan ons by die groot antwoord uitkom, want ons is nie Israel nie. So per implikasie, die Here nie vir ons gesterf nie. Ons gaan dit vanmôre vir u probeer beantwoord, dat u kan hoor wat die boodskap van die Bybel is. Hy is gebore in die skadu van die kruis, om Israel te red, maar ook om ons te red. En ons moet dit Bybels kan verduidelik en verklaar. Hoor wat sê die Bybel in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Ek hoop vanmôre jy glo jy's 'n sondaar. As jy nie glo jy's 'n sondaar nie, het ek vir jou geen goeie nuus nie. Dis eers wanneer ons die slegte nuus van ons sonde hoor, dat ons gered kan word. Iemand wat nie kanker het nie, dit pla hom nie as hy hoor daar is 'n oplossing of 'n geneesmiddel vir kanker gevind nie, stem jy saam? Hoekom sal ek omgee oor 'n geneesmiddel vir kanker? Ek het nie kanker nie. R1000 vir 'n ryk man is niks, maar vir 'n man wat nie geld het om die volgende ete te koop nie, is R1000 iets fantasties. En dieselfde hier, as ons nie eers deur die Heilige Gees oortuig word van ons sonde toestand waarin ons gebore word nie, is daar nie regtig veel hoop en kans vir ons om gered te word nie. Hoor wat sê Psalm 58 vers 4. Die Here het gekom om sy volk van hulle sondes te red. Sondes rebellie teenoor God. Sondes om God se wette oortree. Die Bybel sê afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leuensprekers dwaal van die moederskoot af. Wat is een van die grootste kenmerke van 'n sondaar? Hulle lieg. Hulle lieg en bedrieg. Gaan sit jou televisie aan. Gaan kyk hoe lieg en bedrieg hulle. Maar dink aan jou week wat verby is. Hoeveel keer het jy gelieg? Hoeveel keer het jy die waarheid so bietjie stadig gepraat? Want jy het geweet, as jy die hele volle prentjie gee, gaan jy in die moeilikheid kom. Die Bybel sê vir ons dat die Here kom om ons vry te maak van sonde. Daarom is daar niemand op aarde wat kan sê, ek het nie hierdie verlosser nodig nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. As ek vanmôre sê, ons almal is uitgenooi na oom Louis toe môre, en hy gaan ons spur toe vat, vir 'n lekker steak ete. Wie sluit dit uit? Skud hy sy kop, hy is opgewonde oor hierdie voorstel. Die hele gedagte, almal sluit almal in, nee? Almal het gesondig,
en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Niemand word gered gebore nie. Niemand is op pad hemel toe nie. Ons almal hoor die stem van God, wat vir ons sê, mens, jy moet gered word, anders te gaan jy in hierdie berg vasvlieg. Jy gaan in hierdie toestand sterwe, en jy gaan sonder God sterwe, soos ons die illustrasie aan die begin gebruik het. Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Vriende, die belangrikheid van hierdie gedagte is, die Bybel sê vir ons dat Jesus het gekom om vir sy volk se sonde te sterwe. Soos reeds vir u gesê, is ons nie God se volk nie. So, watter hoop is daar vir ons? Kom ek gaan vir u vanmôre die goeie nuus gee. U dink nou by jouself, Gerard, ek het nou gedog as Kersfees, ons gaan nou 'n geskenk vanmôre oopmaak, en jy gaan vir ons lieflike goed sê. As jy mooi luister, gaan jy die lieflikste boodskap hoor, wat jy nog ooit gehoor het. Maar die boodskap waar ek by gaan uitkom, is by die een, wat gesterf het vir die sondaar. As die Here vir sy volk gesterf het, wat word van my en jou? Is ons dan uitgesluit? Gaan ons dan verlore? Hoor hoe mooi antwoord Paulus dit in Romeine 11 vers 11, want u sien die grootste sonde wat Israel gepleeg het, die Jode gepleeg het, was die verwerping van Jesus die Messias. Hy doen wonders, hy doen tekens, hy vergewe sonde, hy wek dooies op, hy vermeerder brode, hy maak die storm stil, hy doen alles. En wat sê hulle? Hy's 'n vraat en 'n wynsuiper, weg moet hom, waarom? Want sy standaard was, as iemand agter my wil aankom, moet hom self verloon, sy kruis opneem en my volg. Daar's nie plek vir 'n ander een in jou lewe, as jy aan die Here behoort nie. Hy is God, hy is koning, en vanuit daardie posisie leef jy jou lewe, met hom as die middelpunt. Israel verwerp die Here Jesus, en hoor hoe wonderlik, val God se plan van verlossing in plek, want hy het van ewigheid af dit so beskik. Daar staan, ek vra dan het hulle miskien gestruikel om te val, dis nou die Jode verwysende na die volk Israel, nee stellig nie, maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene, ek en jy, almal wat nie Israel is nie, gekom, om hulle jaloers te maak. En as hulle val, dis die volk Israel, die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit net nie wees nie. Maar die Here vir ons eenvoudig sê, is deur Israel se verwerping, het hy die man Paulus geroep, hy het die evangelie oor die destydse wêreld verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam, en daarom sê Openbaring 5 vers 9, hulle het 'n nuwe lied voor die troon gesing en gesê, u is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, wat u het ons met u bloed gekoop uit elke nasie, taal, volk en stam. Ons is nie uitgesluit nie, vriende. Wat 'n wonderlike groot God van genade. Die Seun, sy naam is Jesus. Waarvoor het hy gekom? Om ons van sonde te red. En hoor hoe pragtig som Paulus dit op in Galasiërs 4 vers 4 tot 6. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Ek wil jou vanmôre vra, kan jy met eerlikheid sê, hierdie woordjie Abba Vader beteken, my Vader. Kan jy met sekerheid sê, God is jou Vader, omdat Jesus Christus jou sonde vergewe het. Hy is gebore in die skadu van die kruis, hy het 'n volmaakte lewe geleef, hy het 'n eenmalige dood gesterwe in jou plek. Daarom sê die Bybel, as jy nie deur die geloof in hierdie Christus glo en van jou sonde vergewe word nie, sal jy deel word van daardie groep wat hoor, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Die boodskap van Kersfees is dat Jesus gebore is om te sterwe. Want daar was mense wat in gevaar was, die mensdom, en daar moes 'n saligmaker gebore word. En dis die tweede punt en die laaste punt. Jesus is gebore om saligmaker te wees. Lukas 2 vers 10 en 11, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker
wat Christus die Here is. U gaan sien, daar's 'n klemverskywing, waarby ons gaan stilstaan, want die woordjie saligmaker, vriende, is die woordjie soter, wat beteken deliverer, of savior. Jesus is die redder, die verlosser en die heiland, en die woord dra die betekenis van een wat red van gevaar of vernietiging, en dan veiligheid en vrede bring. Luister, soos ons vir die illustrasie aan die begin gebruik het van hierdie klomp passasiers in hierdie vliegtuig. Hulle het nie geweet van die gevaar wat kom nie. Hulle het nie regtig hulle gesteer aan enige iets om hulle nie. Veilig in hierdie kajuit, en die volgende oomblik was hulle in hierdie berg vas en hulle was die ewigheid in. Dis presies wat die duiwel vandag doen. Hy wil vir die mens sê, jy's goed. Jy's nie so sleg soos jou buurman of soos hierdie goddelose regeerders van ons nie. Wees rustig, wees kalm, en ons sien nie die doodsgevaar waarin ons verkeer nie. Jesus is gebore omdat die mens in doodsgevaar verkeer. En hy het gekom om ons na veiligheid te bring, om vrede vir ons te bring. Jy sien, vriende, hier is 'n verdere skadu op die krib. Die kruis is skadu op die krib, want hy is gebore met die uitsluitlike doel om saligmaker te wees, om ons te red van gevaar. En die vraag vanmôre is, in watter gevaar verkeer ons? As jy met die deursnee man op straat praat, luister vriende, gaan doen hierdie toets. Die deursnee man glo, hulle is in gevaar van rowers, van kapers, van inbrekers, van geweldenaars, van ongelukke, siekte, rampte en dies meer. Maar hulle is nie in ander gevaar nie. Mense spandeer honderde duisende rande aan sekuriteitsdeure, hekke, traliewerk voor hulle vensters, alarmstelsels, palisade buitekant, 2 sulke groot Rottweilers en nog Alsatian by, om wie ook al te byt wat inkom. Hulle spandeer al hierdie geld, want hulle dink, hulle is in gevaar van tydelike rowers en diewe en inbrekers. Hulle die beste versekering op hulle karre, as hulle nie ongeluk kom, dat hulle ten minste aan 'n kar kan kry, en dan die mediese fonds, as daar iets gebeur, dat hulle tog net in die hospitaal behandel kan word. Mense dink, hierdie is die gevaar waarin hulle verkeer. En Jesus het kom sterf, om hulle lewe van hierdie goed vry te maak. Dis die boodskap wat jy op televisie sal hoor, by die meeste predikers. Vriende, hierdie gevaar, wat ons nou van gepraat het, is 'n sonnaskool piknik, teen die gevaar wat ek nou gaan vertel van, wat jy en ek in is. Luister, ons is in gevaar van God self. Ons het redding van God self nodig. En ek kan miskien vir my dink, het ek nou heeltemal die klits kwyt geraak, want so lief het God die wêreld gehad, en dis 'n wonderlike boodskap wat almal verkondig, maar mense besef nie, dat die Here vir ons sê, dat sy toorn rus oor die goddelose. As jy vanmôre nie gered is nie, is God se toorn oor jou. As ek nie vanmôre gered is nie, dan broei God se toorn oor my. Wat is God se toorn? Dis nie Mike Tyson wat kwaad word vir ou in die kruit en hom binne 30 sekondes plat slaan nie. Mike Tyson is nie 'n opposisie eers vir die Here nie. Dis nie 'n oorlog van Putin of van Biden, wat teen my aankom en ek staan vinger alleen en ek wonder hoe gaan ek gered word uit hierdie gevaar nie. Hulle is niks in vergelyking met die God waarvan ek vanmôre praat nie. Ons is in gevaar, dat hierdie God wat ons geskaap het, sy toorn oor ons sal laat ontvlam, as ons nie in die saligmaker Jesus Christus veilig is nie. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel self. Jy sien, daar is 'n veel groter gevaar waarvan ons gered moet word, as hierdie goed wat ek vir u genoem het, van kapers en ongelukke en siekte en rampe. God wil ons red van homself. En wat bedoel ek daarby? Johannes 3:36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. As jy vanmôre hier sit en jou hart bly verhard teenoor God, wil ek vanmôre vir jou in liefde maar in erns waarsku. Daar is 'n plek met die naam van die poel van vuur, waar die wurm nie uit
sal sterf nie, die vuur nie uitgeblus word nie, waar mense hulle tonge kou van die pyn, 'n plek wat God voorberei het, vir hulle wat die saligmaker, die een wat ons van gevaar wil red, in daardie plek sal werp. En u dink nog steeds, ek is besig met slegte nuus. Ek is besig met goeie nuus. Want as jy vanmôre in die saligmaker is, as jy deur hom gered is uit genade, kan jy daar sit en jy kan sê, blye versekering, Jesus is myn, o wat 'n vreugde, heerlik en rein. Ek is wedergebore, rein deur sy bloed, ek smaak sy vrede in my gemoed. As jy nie gered is vanmôre nie, bid ek, dat jy so ongemaklik moontlik sal wees. Dat jy vanmôre daar sal sit en dat jou binneste in beroering sal wees, omdat jy die saligmaker bly verwerp, al is jy vanmôre 20 of 30 of 40 of 60 jaar oud. Luister, God het sy seun gestuur om ons van sy toorn te red. Hoor wat sê die Bybel, Romeine 1 vers 18, almal wat van Jesus hierdie langhaar man maak met die sagte handjies wat by jou deur staan en bedel vir jou toestemming. Die Rooms-Katolieke bose siening van Jesus, vergeet van hom. Die Bybel sê die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Wat vir my treffend is, ek weet nie of dit u ook baie keer pla nie. Die afgelope tyd wêreldwyd is daar 'n paar dinge wat die Here gestuur het. Wind. Wat kan die mense doen teen wind? Niks. Water? Niks. Vuur? Niks. Honderde duisende hektare word afgebrand. Water oorstroom plekke, mense sterf by hulle duisende. Die wind waai bome, geboue om. En mense staan soos by die toring van Babel op. En hulle herbou wat hulle dink, hulle vermag het. En hulle raak harder en harder teenoor God. In Suid-Afrika dieselfde. Ons praat heeltyd oor wat aangaan in hierdie land, maar dit is asof ons nie die gevaar sien, dat die gevaar nie die ANC regering is nie. Die gevaar is nie die rowers en die kapers nie. Die gevaar is dat God se toorn oor ons land en oor ons mense rus. En as hierdie toorn, vriende, gaan losbars, is dit nie 'n tydelike skade wat ons gaan kry nie, maar ewige verdoemenis. Daarom sê die Bybel vir ons hierdie woordjie toorn is die woordjie orgei en beteken anger. By implication punishment, vengeance en wrath. Ander beeld wat die Bybel vir ons skep oor God, wat die meeste kerke vandag verkondig. Die meeste maak hom uit as hierdie soetsappige Kersvader, by wie ons heeltyd geskenke kry, verskoon asseblief die platvloerse uitdrukking. Die Bybel sê vir ons, as jy vanmôre nie die saligmaker Jesus Christus, as jou redder het, wat jou van die toorn en van God se oordeel beskerm en bewaar nie, sal God se toorn oor jou losbars. Hoor wat sê Handelinge 17 vers 30, God het aan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Hoekom? Omdat hy God 'n dag bepaal het, waarop hy God self die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Ek het vir u baie slegte nuus vanmôre. Elkeen van u wat hier vanmôre sit en wat inluister, kan nie sê ek is onkundig nie. Ek het nie geweet nie. U kan nie eendag voor God staan en die skouers optrek en sê, Here, ek het glad nie geweet van hierdie ernstige gevaar waarin ek verkeer nie. Ek wil vir u vanmôre sê, vriende, as ons van God se toorn gered wil word, het ons God se oplossing nodig. God se oplossing was om homself in die vlees te openbaar in Jesus Christus. Jesus sê Johannes 11:30, ek en die Vader is een, ek en die Vader aan julle kom openbaar. Hoor hoe mooi stel Paulus dit in 1 Timoteus 3:16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Wie is geopenbaar in die vlees? Jesus Christus. Wie is Jesus Christus? God. Die een wat jou en my geskaap het, wat ons lewe vanmôre in die holte van sy hand hou, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Ek vra vanmôre vir jou,
sien jy die kruis se skaduwee oor die krib? Kan jy dit sien? Ek hoop so. As dit net vir die geboorte was, sou u en ek hel toe gegaan het. Maar hy is gebore om te sterwe, sodat ons kan lewe. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, Johannes 14:6, Johannes 10:9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Ek gaan my boodskap afsluit, vriende, is u nog by? Is u nog wakker? Verstaan u hierdie groot gevaar waarin ons is? Ek gaan afsluit met een van die wonderlikste illustrasies in die Bybel, om hierdie saak van Kersfees vir jou op te som. Hierdie wonderlike Here Jesus is gebore, die Bybel sê vir ons, hy het groot geword, 'n sondelose lewe geleef, vals beskuldig, hy het aan die kruis van Golgotha gaan sterwe. En nou lees ek die kruisgebeure, want in die skaduwee van die kruis is die krib. En hierdie Messias, ons lees die volgende, hoor hoe pragtig, en dan sluit ons die boodskap af. Lukas 23:39, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Jesus Christus gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Hierdie rower sê vir die ander rower, ons verdien om hier te hang, want ons het verkeerd gedoen. Hierdie Christus het niks gedoen nie, want hy is God wat mens kon word het. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hoor gou hierdie pragtige woorde, u moet dit nie mis nie. Vriende, let nou op wat ons nou gaan sê. Want as u hier mis, dan mis u die boodskap. Hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys is. Wie anderste as God wat mens kom word het, kan hierdie belofte maak en het gestand doen, behalwe hierdie man Jesus Christus. Hoor verder, en het was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Met ander woorde, daar die beperking wat daar was, dat ons na God kon nader in die allerheiligste. En nou vers 46, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Hoor hier die wonder wat gebeur. 'n tweede wonder in hierdie kort paar verse, en die hoofman oor 100 sien wat gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig, die Here red die rower, die Here red hierdie hoofman oor 100, deur hierdie sterwe van hom aan die kruis. Ek wil jou vanmôre vra, hoor jy die echo van die stem van Christus, van Golgotha, waar hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Besef jy, hy het gesterf as saligmaker om jou van gevaar te red, van doodsgevaar te red, van die hel te red. Verstaan jy dit? Roep na God, dat hy hierdie waarheid in jou siel sal openbaar. Anders is Kersfees 2023 net nog 'n vermorste dag, 'n vermorste geleentheid, wat in die ewigheid teen jou sal tel as jy nie by God uitkom nie. Die pragtige woorde van Halleluja lied 175 som dit so mooi op. Kom tot u Heer met al u verdriet. Kom nou na hom wat redding u bied. Hy het sy bloed vir sondaars vergiet. Hoor, ek wil hê jy moet stil genoeg word dat jy hoor. My God, waarom het u my verlaat? Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy's gebore in die skadu van die kruis om my en jou van gevaar te red. Ek hoop jy sien die gevaar, want as jy dit nie sien nie, sal God se toorn jou deel word. Die Bybel sê, hoor nou sy roepstem kom. Vers 2, kom sondaars almal.
Hy roep die kom. Hier's die goeie nuus, spring op van vreugde, want daar is hoop, daar is verlossing, verbly u in hom. Die waarskuwing voordat die roepstem eendag verstom. Kom tot my sondaars kom. Vanmôre roep hy nog, dat jy gered sal word. Daar sal 'n dag aanbreek wat hy sê, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Ek wil vra vanmôre dat jy sal hoor, pick up. Pick up. Jy's in gevaar, mens, sien dit raak, roep na God. Ek pleit dat jou reaksie nie sal wees, shut up gringo, bly stil. Ek gaan my lewe leef soos ek wil nie. Dit sal fataal wees. En God se oordeel, vriende, is nie kinderspeletjies nie. Dis vir ewig. Sonder einde. Want hy wat die seën het, het die lewe. Hy wat die seën nie het nie, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Kom ons bid saam. Vader, met die aankondiging van Christus se geboorte, was die kruis alreeds oor die krib gewees. Dis onmoontlik vir ons as mens om by die hart uit te kom van die sondaar. Net soos mense nie by my hart kon uitkom nie, maar dankie Here dat u Gees gestuur het. Die Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wat ons lei in die waarheid. Ek pleit vanmôre dat u sondaars sal red. Dat ons die groot gevaar sal sien waarin ons verkeer. Dat ons sal sien die saligmaker het gekom om ons na veiligheid te bring. Want ons is alleen veilig in die arms van ons Here Jesus Christus. Toe die voorhangsel skeur is, die prys betaal en die bloed van Christus was genoegsaam vir die redding van die sondaar. Daarom sê u kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Mag menigte die sonde saak uitmaak en mag Kersfees 2023 vir hulle 'n kosbare genade dag wees wat tot in die ewigheid sal weer klink wanneer ons voor u sal sing. U is waardig want u het ons gekoop met u bloed uit elke nasie, taal, volk en stam. Here, ons eer u, ons bid dat u ook nou die tafel sal seën en hierdie geleentheid sal heilig tot eer van u naam. Amen.